Goeiedag geliefdes. Dankie vir almal wat ingeskakel het om saam te luister vandag. Dank die Vader dat ek vandag hierdie woord vir julle kan bring, waarmee die Here vir my eerste mee moes bedenk. Vir hierdie week se program is ons tema Vertrou God vir alles. En dan die kerntekst waarna ons kyk, is 1 Petrus 5 vers 7. Hierdie is so kort, maar tog so kragtige vers en ek lees vir ons. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dadelik wanneer ek hierdie skrifgedeelte hoor, dan dink ek aan 'n kind wat sorgeloos in sy ouerhuis woon. As kind bekommer jy jou nie oor waar aandete vandaan gaan kom nie. Jy bekommer jou nie oor die klere in jou kas en waar dit vandaan kom nie. Jy bekommer jou nie oor hoe om dag tot dag in die lewe te bly nie. Jou ouers voorsien vir jou van alles wat jy nodig het. Dan gaan jy eendag uit die huis uit en staan op jou eie 2 voete en skielik is daar die sens van verantwoordelikheid so groot, dat jy dink jy is veronderstel om alles self te doen. Ek wonder of is dit nie dalk die enkele ding wat ons as ouers moet prioritiseer om vir ons kinders te leer, terwyl ons self deur hierdie journey stap, van leer hoe om God te vertrou. Kom ons breek die siklus deur ons kinders te leer, al sukkel ons self nog om dit heeltemal reg te kry. Om bekommerd te wees is 'n konsep waarmee ons almal baie vertroud is. En kom ons wees nou maar eerlik, dat as ons om ons rond kyk, is daar baie waaroor ons bekommerd kan wees. Kyk het hoe gaan dit in ons land. Dit is 'n welbekende feit dat die land op die rand van bankrotskap staan. En dit is nie, omdat daar nie genoeg fondse vanuit die land gegenereer kan word nie, maar as gevolg van die bedrog van diegene wat in beheer staan. Dit is nie eers meer 'n skande as hierdie bedrog uitgelig word nie. Mense maak aanspraak en eien dit vir hulle self toe in hoogmoed en trots. En daarom is hoogmoed en trots so 'n gevaarlike plek om op te wees. Hoogmoed en trots is 'n sonde sommers op hulle eie, maar wanneer dit 'n houvas in jou hart kry, dan lei dit weer tot ander sonde en trek jy verder weg van die Here af. Om terug te kom na bekommernisse. As ons net kyk na die internasionale en selfs die interne politieke speelgrond, dan is dit chaos. Die stand van die ekonomie gemeng met die politiek veroorsaak dat mense finansiëel so swaar kry. Besighede sukkel om die mas op te kom. En daar is soveel slapelose nagte van kommer om daardie besigheid aan die gang te probeer hou. As ouers is ons bekommerd oor ons kinders se toekoms. Daagliks kry ek ouers wat my kom sien vir berading, en dit is die eerste oorweldigende kommer, wat gaan van my kind word. Nie net die kommer van wat van hulle gaan word in die toekoms, maar ook as gevolg van die omstandighede waarin hulle groot word. Skool is nie meer 'n veilige omgewing waar kinders net kan gaan om te gaan leer nie. Hulle word blootgestel aan invloede deur ander gelowe, insluitend satanisme. En dwelms is vrydelik en openlik beskikbaar. En wanneer 'n kind by dit ingetrek word, dan is daar net geen hulp beskikbaar nie. En dit mag dalk voorkom asof tienerswangerskappe afneem, maar dit beteken nie dat kinders minder seksueel aktief is nie. Dit is net nou so aanvaarbaar dat voorbehoedmiddels van die jong ouderdom af uitgedeel word. Die morele waardes en geestelike implikasie word heeltemal agterweeg gelaat. So daar is kinders wat ook sukkel om te cope met die vinnige pas in die klaskamers en dan moet agterbly. Verkeerde vriende speel 'n rol. En as ouer kom jy op 'n plek waar jy besef dat aan die fisiese omstandighede van jou kind kan jy nie baie doen nie. En dan kom jy uit by die plek waar jy net kan bid, Here, red asseblief my kind se siel. Waar is jy vandag bekommerd? Is jy ouers
'n familielid, of selfs 'n huweliksmaat of kind van jou siek? Is daar 'n doodsvonnis oor hulle uitgespreek, of sukkel jy nog om die antwoorde te kry? Is jy bekommerd oor jou werk? Is jy bekommerd oor iemand wat naby aan jou vasgevang is in verslawings of depressie? Dalk word jy oorweldig deur vrees vir iemand in jou onmiddellike omgewing, die jou fisies seermaak en aanrand. Dalk die vrees van huis toe gaan, en nog 'n keer die verbale aftakeling en manipulasie deurstaan van iemand wat eintlik vir jou moet wees. Wat is vandag op jou lys van bekommernisse? Wat is daardie goed wat soos 'n doringdraad om jou siel vasdraai en maak dat jy nie asem kry nie? Wat jou joy kom steel en wat maak dat jy nie meer wil lewe nie? Kom ons gaan lees 'n bietjie oor wat is die effek van kommer. En ek lees vir ons Matteus 13, waar Jesus die gelykenis van die saaiër vertel. Die Here vertel van hoe die saaiër op verskeie plekke die saad saai. En dan vertel hy hoe die saad tussen die dorings gesaai word, en ek lees vir ons vers 22. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van die wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Bekommernisse maak ons onvrugbaar. Ons ontvang die goeie nuus van die evangelie, maar dit het vir ons geen betekenis nie, want sodra die salwende woord van vrede op ons ore val, kyk ons op na die storm en ons geloof begewe ons. En die vrede van die evangelie vorder nie verder tot by ons hart, waar dit gekoester kan word nie. Soos die dag toe die disippels op die boot, in die storm sit en hulle roei en hulle kom nêrens nie. En dan sien hulle vir Jesus oor die water aangeloop kom. Eers herken hulle hom nie, maar dan sien hulle dit is Jesus. En Petrus sê vir die Here, as dit U is, gee vir my opdrag om uit die boot te klim. En dan roep Jesus hom, en hy gee daardie tree uit die boot uit en begin na Jesus te loop. Maar dan kyk hy na die storm rondom hom en hy begin sink. Hoeveel keer moet Jesus ons nog roep deur die evangelie van vrede te verkondig? En dan klim ons uit die boot uit in geloof. Maar die oomblik wanneer ons vulnerable voel, blootgestel voel, dan raak ons bekommerd en ons geloof raak verstrik. En al die redes hoekom ons moet twyfel. En dan sink ons weer. Bekommernis kom burg die woord van God, wat hy oor ons gespreek het, sodat die woord, die evangelie van vrede nie kan vrug dra nie, en ons nie in ons identiteit as kind van God kan staan nie. Kommer weerhou ons van intimiteit saam met Jesus, en ek lees vir ons Lukas 10 vers 41 en 42. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie. Martha wou net so graag, soos haar suster by Jesus se voete gaan sit het. Maar toe sy die keuse kry tussen tyd saam met Jesus deurbring en voorberei vir die gaste, het sy gekies om eerder voor te berei vir die gaste. En wanneer dan sy kla oor Maria wat haar nie help nie, sê Jesus vir haar, dat omdat sy iets anders boetyd saam met hom verkies het, beteken dit nie dat Maria moet dieselfde doen nie. Dit is goed om besig te wees. Maar dit raak haas onmoontlik om 'n enkele uur of selfs 'n halfuur 'n dag uiteen te sit om saam met Jesus deur te bring. Sy is heeltyd besig om alles in ons lewe perfek te maak vir almal. Want die kommer van wat mense van jou gaan dink of sê, as jy dit nie doen nie, is oorweldigend. Terwyl ons siel uitroep en verlang om tyd in God se teenwoordigheid deur te bring. Dit maak ons moeg, want binne in ons is daar 'n battle, 'n getoutrek tussen tyd saam met God deurbring
en besig wees met alles wat hierdie lewe van jou vereis. En die antwoord is dat as ons meer tyd in sy teenwoordigheid deurbring, dan maak hy vir ons die weg om al die ander dinge by uit te kom wat noodsaaklik is in ons lewe. Wat is dit wat jou elke dag so besig hou, dat jy nie tyd kan toewy aan die teenwoordigheid van die Here nie? Wat is daardie bekommernisse wat jou intimiteit met Jesus kom steel? Kommer, kom steel die roeping oor ons lewe. Ek lees vir ons Lukas 21, vers 34 tot 36. In hierdie gedeelte vertel Jesus vir sy disippels alles wat in die toekoms gaan gebeur en dan sluit hy af met hierdie gedeelte. Maar, pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Jesus verduidelik dat in die eindtye gaan dinge rof raak. Nasies sal teen mekaar opstaan in oorlog. Daar sal aardskudding wees en pandemies en vla. Dit sal 'n tydperk van vervolging wees. Kinders van God sal vervolg word. En wanneer ons hierdie hoor, dan dink ons aan vervolging deur ongelowiges en ander gelowe. Maar hoeveel van hierdie vervolging gebeur nie in die kerk nie? Omdat die kinders van God so seer is, dat hulle daarop uit is om mekaar seer te maak. En die antwoord is nie om weg te bly van die kerk af nie. Want dit is reeds deur deel te wees van die liggaam dat ons versterk word. Dit is die skild waarna verwys word in die wapenrusting van God. Dat ons sy teen sy sal staan en as eenheid teen die vyand opstaan. Wat maak ons dan met die vervolging en die seer wat ons gekry het in die kerk? Hoe vertrou ek weer? Deur dit vir Jesus te gee en te vra dat hy jou genees. Moenie die vyand se sin gee deur weg te bly van die kerk af nie. Maar om terug te kom na hierdie gedeelte in Lukas 21. Jesus sê ons moenie dat die sorge van die lewe ons kom oorweldig nie. Wanneer hierdie verskriklike dinge gebeur, moet ons onthou ons is kind van God en ons moenie toelaat dat die kommer ons roeping kom steel nie. Maak en bid en laat toe dat God in die plek van jou sorge vir jou vrede kom gee. En dit klink so maklik. Gee jou sorge en bekommernisse vir God. So maklik soos wat dit klink, is dit seker die heel moeilikste ding waarmee ons worstel. So kom ons probeer 'n resep aan mekaar sit van hoe om dit te doen. Eerstens, begin ons deur dit te erken. Deur hardop voor Papa Vader te bely wat die dinge is waar ons so bekommerd is. 'n goeie voorbeeld van hoe so 'n gebed lyk sien ons in Psalm 38. Dawid begin deur vir God te vertel hoe sleg dit met hom gaan. En wraggies Dawid beskryf in detail vir die Here alles wat hom pla. Hy los nie 'n enkele deel van sy bekommernisse uit nie. En wanneer ons dan voor Papa Vader bely het, wat die dinge is wat ons pla, dan kan ons ook vir hom vertel wat die effek daarvan is op ons. Ons kan erken dat dit lei tot vreesagtigheid. En ons kan ons emosies wat ons ervaar as gevolg van bekommernisse vir God bely. Die volgende stap is om onsself nederig te maak vir die Here. Wat is daardie area van jou lewe wat jy eerder self bestuur as om God te vertrou? In nederigheid moet ons kan bely dat ons God nie volkome vertrou nie en dan te bely dat ons gesondig het deur self in beheer te wil wees. Vertel dan vir Papa Vader dat jy hom nodig het in jou situasie.
en dat hy alleen vir jou die antwoorde kan gee. Dat jy alleen op hom staat maak en dat jy hom vertrou om die veranderinge te bring. Bely jou afhanklikheid van hom en wag dan op die Here en maak reg om 'n ontmoeting met hom te hê. Psalm 34 vers 8 en 9 sê: Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. As ons berouvol en nederig is en dan in geloof bid, kom gee die Here vir ons daardie heilige vrede waarna ons smag. Filippense 4 vers 6 en 7 sê: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Ons kan dan met vrymoedigheid na Jesus toe gaan en ons vermoeide en belaste siel vir hom gee, sodat hy vir ons kan rus gee. En dan moet ons leer om verby ons bekommernisse te kyk en te fokus op die koninkryk van God. En ek sluit af met hierdie lekker lang gedeelte uit Matteus 6 en ek lees vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle dan nie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan kies, om eerder 'n bietjie tyd by u voete te kom deurbring. Here, die lewe is moeilik en swaar. Die laste van dag tot dag bestaan, kom wrig die lewe uit ons uit. Here, dit raak oorweldigend, wanneer ons dag tot dag in dieselfde omstandighede aanhou verdrink, en dit voel, Here, asof die seer van net probeer aan die lewe bly, al die joy uit ons siel kom druk, tot al wat oorbly 'n rou, besmette seer is, wat ons persoonlikheid en ons identiteit as kind van God kom steel. Vader, ons kom bely, dat ons ingetrek word in die gat van vrees en depressie, dat wanneer die geleentheid kom en ons moet kies tussen tyd by u deurbring en aandag gee aan besig wees met ons probleme, dan kies ons om eerder besig te wees, en om self ons probleme te probeer uitsorteer. Vergewe ons, Vader, dat ons u nie vertrou om dit vir ons te doen nie. Laat die Heilige Gees ons opnuut kom oortuig vandag van die liefde
Want as ons volkome oortuig is van die liefde, sal daar by ons geen twyfel wees nie. Here, kom wis die seer in ons harte uit van al die vorige teleurstellings, wat veroorsaak het dat ons twyfel het aan die liefde. Dankie Here dat ons vandag kan kies om U volkome te vertrou deur al ons bekommernisse vir U te kom gee. Dankie Here dat U nou ontmoeting het met elkeen wat 'n verlange het na U. Dankie Here dat U nou beheer vat van ons lewens en dat ons nou verby ons probleme kan kyk en dat ons kan fokus op die koninkryk. En ons kan sien hoe U besig is om vir ons 'n plek voor te berei in die nuwe stad Jerusalem. Dankie Here dat in Gees kan ons nou reeds saam met U in die strate van goud gaan wandel, wanneer die golwe van U heilige vrede oor ons siel kom begin spoel. Ek loof en ek prys U Vader vir U liefde, en ek aanbid U vir U goedheid en U guns oor ons, in die naam van Jesus Christus. Amen.